Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Ons het verlede week goeie terugvoering gekry oor die doop, wat so fantasties was, dat mense ingeskakel het en gesê het dat hulle gedoop wil word. Prys die Here. Is dit nie fantasties nie? Vandag gesels ons oor die doping van die Heilige Gees. Die eerste keer toe ek die salwing van die Here ervaar het, was by 'n herlewingsdiens in Ladysmith. Die krag van die Here het so gevloei daai aand. Ons was besig om te sing en ek net myself oorgegee aan die Here. Ek het toegelaat dat hy my souk met sy liefde en sy krag. Die teenwoordigheid van die Here was so tangible dat my liggaam die krag van die Here nie kon hanteer het nie. Ek het net gevoel hoe my hele liggaam vol hoendervleis word en binne sekondes het ek gehoor hoe die mense onder my sing, asof my gees bo my liggaam was. Dit klink dalk nou vir 'n paar mense baie snaaks, maar wat ek hier probeer doen is, ek wil vir julle verduidelik hoe ek ervaar het hoe die gees van die Here oor my gekom het. Ek kon ervaar dat my gees in die Here se heerlikheid in beweeg het. Ek het 'n bonatuurlike vreugde ervaar en wou net lag, omdat die vreugde net wou uitborrel. Dit was my eerste ervaring gewees. My tweede ervaring was in 'n aanddiens waar ons almal voor in die kerk gestaan het en ons het lekker geprys en worship. Ek kon voel daar was 'n stroom in die gees waarin ek kon inspring en binne in my wou ek woorde begin spreek het, woorde wat nie van hierdie wêreld af is nie. Ek natuurlik in my gedagtes gedink, hierdie is nie van die Here af nie, hierdie kan nie die taal wees wat almal van praat nie. Daar was verskeie kere wat ek in die kerk gedurende praise en worship gevoel het, ek wil in tale begin praat, maar my grootste vyand was my gedagtes. Ek het gereeld gedink, wat as iemand my hoor? Gaan hulle vir my sê dis verkeerd? Gaan dit vir my snaaks klink? Gaan dit nie sin maak nie? Jy sien, ek het myself oortuig dat dit nie die taal is nie, want my gedagtes het vir my gesê dit klink nie reg nie. Tale is nie iets wat enige iemand vir jou kan leer nie. Dit kom van self. Dit was altyd my fout gewees. Ek het gedink mense kan jou leer om in die taal te praat, maar dit kom nie van die Here af nie. Wanneer iemand vir jou sê jy moet die volgende woorde agter hulle aan sê, is dit verseker nie van die Here af nie. Maar hoekom sê ek so? In Handelinge 10 vers 45 tot 46 was Petrus besig om die woord te gee en te verkondig, en toe het die Heilige Gees op almal geval. Mense het in tale begin praat, omdat die Gees van die Here op hulle uitgestort was. Dis die Heilige Gees wat jou tong aanraak en jou vul met 'n taal wat die wêreld jou nie kan leer nie. Ek gaan so vinnig net gou 'n klein verhaaltjie vertel en ek is seker ek het dit al op die getuienis gedeel. Eendag toe bel 'n vroutjie my uit die Kaap uit en sy het hierdie begeerte gehad om in tale te praat, maar sy het nie geweet hoe nie. Sy het ook 'n gedagtevrees gehad wat haar teruggehou het. En in daai oomblik praat die Heilige Gees met my en sê vir my, ek moet vir haar bid oor die foon, om haar taal te ontvang. En eers wil ek dit met Here uitredeneer, want hoe is dit moontlik? Gewoonlik moet jy mos die hande op die mense lê, voordat hulle in die taal kan praat. En weet julle wat so interessant was? Die Here sê vir my op daai oomblik, hy is alomteenwoordig. Daar is geen spasie in die Gees nie. Wanneer ons vir iemand bid, is hy alomteenwoordig. Daar is nie 'n plek waar hy nie kan wees nie. Dit het my oortuig en ek het dadelik vir haar gesê wat die Here vir my gesê het en ek het vir haar gesê, ek gaan nou vir haar bid om haar taal te ontvang. Ek het vir haar gesê, sy moet haarself afsny van alle mense af, sodat sy net alleen kan wees in die Here se teenwoordigheid. En dan gaan ek saam met haar begin bid en dan gaan ek oorgaan in my taal. En wanneer ek oorgaan in my taal, moet sy net ontvang. Sy moet net laat die Heilige Gees oor haar kom en sy moet net begin praat. Sy moet nie bekommer oor wat ek gaan dink nie, want ek gaan self in my taal praat. En weet julle, wat so fantasties was, ek het begin bid vir haar en ek het begin in my taal praat en die volgende oomblik breek sy deur en sy begin in haar taal praat. Dit was so 'n wonderlike ervaring, want die Here se teenwoordigheid het op daai oomblik ons hele kamer gevul, haar kamer en my kamer. Ek het gevoel hoe die Here se teenwoordigheid neerkom en die atmosfeer het verander en dit het omtrent vir 'n halfuur aangegaan wat sy in haar taal gepraat het en ek in my taal en ons het gelag en ons was net so joyful gewees. En ek het net weer eens besef dat wanneer jy regtig gaan en jy gee net oor, dan sal jy gevul word met die Heilige Gees.
Maar baie keer, soos ek sê, staan ons gedagtes in ons pad. Ons het 'n gedagte van vrees, wat gaan mense dink? Wat as dit nie reg uitkom nie? Wat as dit nie die taal van die Here is nie? Wat as? Dis heeltyd hierdie vrees wat oor jou kom, maar dis jou gedagte. Baie keer is ons gedagtes ons grootste vyand, om te verhoed dat ons nie ons taal ontvang nie. So die vraag vandag is wat baie mense ons al voorheen gevra het is, hoe ervaar jy dit? Hoe ontvang jy jou hemelse taal? Sjoe, wat 'n ervaring. Ek wonder of dit ooit in die woord van die Here staan. Kom ons kyk of dit ergens die gebeurtenis in die woord van die Here staan. Nou ons probeer dit eenvoudig hou as moontlik. So kom ons lees gou in Handelinge 2 vers 1 tot 4. Daar staan, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. So dis wanneer jy by 'n groep mense is, né? En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n gewilde rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is hulle deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So dis baie belangrik. Kom ons kyk. So hier was tussen klomp mense gewees en as geval met die Gees van die Here praat ons om vreemde tale. Maar soos vers 4 sê, dis soos die Gees aan hulle het gegee het. So dis baie belangrik om te weet dat wanneer jy in tale bid, is dit nie net 'n normale taal nie. Mens kry verskillende tale, maar ons wil nie te diep in dit gaan nie. Ons wil net praat oor Unita se ervaring. Dan moet ons ook nou verder kyk. Moet dit altyd by 'n groep mense wees? Kom ons kyk in Handelinge 19 vers 6 en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. So hier is 'n tweede gedeelte. So, hoe kan jy gevul word met die Heilige Gees? Dis nou die groot vraag. Die maklikste is wanneer jy na geesgevulde kerk toe gaan en jy gaan staan saam met die mense voor, wanneer die pastoor 'n uitnodiging maak en jy gaan vorentoe en jy sê van ek wil gevul word met die Heilige Gees, dan kan hy soos wat Paulus 'n gees gevuld was vir jou bid en jy kan die Gees van die Here ontvang. Die Heilige Gees kan oor jou kom. Maar dit is nie altyd net so dat by 'n gemeenskap moet wees nie. Dit kan by enige plek wees. Dit hang af hoe ernstig is jy. Ek wil amper sê hoe honger is jy vir die Gees van die Here? Hoe ernstig is jy? Weet dit gaan ook, wil jy regtig die Heilige Gees ontvang? Dan kyk ons na Lukas 1 vers 41. Hier het iemand wat klaar reeds gevul is met die Gees, het dit by iemand opgedaag. So kom ons kyk wat gebeur toe iemand dit opdaag by Lukas 1 vers 41 sê. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, soos hy gehoor dat Maria is ook swanger met Jesus, het die kindjie in haar skoot opgespring. So dis nou Johannes die doper waarmee sy op verwag het en daarna sê het, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Baie keer as jy net in die teenwoordigheid van iemand wat gevul is met die Heilige Gees kom en net die goeie boodskap hoor. As jy oor die goeie boodskap praat en die goeie boodskap is Jesus Christus, kan jy ook gevul word met die Heilige Gees. Ek onthou die een verhaal van my pa vertel my dat hy het gebid vir die een persoon en dan die maker kon nie gevul word met die Heilige Gees en sy het niks ervaar nie, maar sy het aangehou glo dat sy is gevul met die Heilige Gees. En een dag op pad werk toe, by 'n verkeerslig, terwyl sy aanbiddingsmusiek speel, ek neem aan daai tyd was seker maar op die typespelers gewees, en terwyl sy so speel, ewe skielik bars sy uit en begin in tale te praat. So ek wil vir jou sê, moenie net gefokus wees op een plek. Jy moenie dink as iemand vir jou gebid het en jy is nie gevul met die Heilige Gees, moenie dink omdat niks gebeur het nie, niks het gevoel, niks het gebeur nie. Iets het gebeur. Jy moet glo dat party mense is dit skielik, party mense is dit later. Hou jy net vas aan die belofte wat die Here vir jou gegee het. Dan gaan ons volgende keer luister, hoe hoor jy die stem van die Here? Hoe vat jy dit verder? Wat gebeur as jy nog gevul is met die Heilige Gees? Maar ek wil jou uitdaag, as jy in jou hart roer, dit voel dat jy wil so graag gevul word met die Heilige Gees, gaan na 'n geesgevulde kerk toe en gaan praat met die pastoor of die evangelis en sê jy wil graag gevul word met die Heilige Gees. Dan as jy voel maar jy ken niemand nie, jy weet nie waar iemand is nie, maak kontak met ons en ons sal jou lei na mense wat in 'n area is of ons kan self ook oor die foon vir jou bid. Net soos julle gehoor het oor die verhaal wat my vrou vir iemand oor die foon gebid het en is gevul met die Heilige Gees. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? Hallo? 0711662178. Vir
getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.